Die titel van hierdie lesing in Engels is The Path of Obedience, die pad van gehoorsaamheid. En ek wil sommer van die standspoor af sê, dat hierdie lesing kan sommige mense miskien 'n bietjie ongemaklik laat voel, in terme van sekere aspekte. Dis nie my doel nie, om hulle te na te kom nie. My doel is om die feite op die tafel te sit. Nou as julle geluister het na die lesing wat ons in hierdie pakket geplaas het, die wetenskaplike lesing, dan kan jy kyk na die wetenskaplike feite, maar vandag wil ek gesels oor die geestelike feite. En ek gaan uit die aard van die saak, die gees van profesie gebruik, wat al hoe meer en meer in die spervuur is, en daar is mense wat die hele gees van profesie wil diskrediteer op grond van wat daar staan in terme van die gesondheidsboodskap. En ek weet, daar is baie mense wat sê dit is so, maar daar is baie mense wat sê, hulle gee nie om dat dit so is nie, hulle wil dit nie doen nie, want ons is maar 'n hardnekkige en 'n halsstarrige ou volkie, en die Bybel sê, ons sal so wees. Maar die vraag is, wat is die effek? En is daar 'n stryd tussen goed en kwaad? So moet asseblief nie so kwaad word, dat jy sommer nou die knoppie druk wat sê af. Luister maar, en wees maar 'n bietjie kwaad, maar kom ons kyk net waarheen hierdie ding op pad is. Die pad van gehoorsaamheid is die pad van deugde, van gesondheid, van geluk. Die plan van verlossing, soos wat dit in die skrif geopenbaar is daar om vir die mens geluk te bring, om sy dae te verleng op hierdie aarde, en om die aansien van die hemel op hom te vestig. En dit is ook daar om die toekomstige lewe te bevestig. Die versekering van God se goedkeuring sal fisiese gesondheid bevorder. Dit versterk die siel teen twyfel, teen hartseer, wat so dikwels ons vitale krag uit ons liggaam uitsuig. En dit is so mismoedigend. En dit is 'n waarborg dat sy woord en dat sy oog oor die is wat regverdig is. En sy oor is oop tot ons gebed. So hier het ons 'n baie interessante sitaat wat sê dat gesondheid en gehoorsaamheid gaan eintlik saam. Maar dit gaan nie net oor fisiese gesondheid nie, dit gaan ook oor die gemoedstoestand. Ons lees in Genesis 1 vers 29, verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde, waarin die lewende siel is, die ruach, die asem, die metabolisme is, gee ek die groenplante, en dit was so. Dit was die oorspronklike plan van die hemel. Totaal vegetaries, elke dier op hierdie aarde. En toe kom sonde. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om dit nie te eet, nie? Vervloek is die aarde om jou entwil, met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe, ook sal het vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal plante van die veld eet. Die aarde is gevloek, dit bring nie meer voort wat dit voorheen gebring het nie, en die Here plaas die plante van die veld ook op die bord. Nou ons het gesien dat die plante van die veld, die groente soorte, bevat al die fitochemikalie, wat die liggaam help om teen siektes te veg. So, die mens is nog steeds volkome vegetaries, maar dis nou grane, peulgewasse,
sade, vrugte en groentesoorte. Dit is die dieet van die mens na die sondeval. Voor die sondeval, alles wat saad gedra het, alles wat vrugte gedra het. En die vrugte moes legio gewees het. Totaal anders as vandag, baie, baie meer en baie groter oorvloed. Ons lees verder in Counsels on Diets and Foods. God het vir ons eerste ouers die kos gegee wat ontwerp is vir die ras dat hulle dit sou eet. Dit is teen sy plan dat enige dier sy lewe moet verloor. Daar was geen dood in Eden nie. Die vrugte in die bome van die tuin was die kos wat die mens sou versadig en hom tevrede sou maak. God het geen permissie gegee dat diereprodukte ingeneem mag word, tot by die vloed nie. Toe alles vernietig is, waarop die mens kon lewe, het die Here dit nodig geag om vir Noag permissie te gee om van die reindiere te eet wat in die ark was. Maar diereprodukte was nie die gesondste voedsel vir die mens nie. Dit is logies. Na die vloed het mense gelewe hoofsaaklik van diereprodukte. God het gesien dat die mens se wee korrup is en dat hy geneig was om homself te verhef teen sy skepper en die neigings van sy hart te volg, die neigings van die gefalle natuur. Nou ek vra myself, het Christus nie gekom om in ons te leef, om daardie oorlog teen die gefalle natuur aan te blaas nie? En hy het toegelaat dat hierdie langlewende generasie, hierdie ras, diereprodukte moet eet om hulle lewens te verkort as gevolg van hulle sondige lewens. Nou, daar is baie mense wat sê, dit gaan daarom nou te ver. Net na die vloed het die ras toe dramaties in grootte en in jare gekrimp. Dit is wat die gees van profesie sê, en as een mens die Bybel sorgvuldig lees, dan sien een mens het ook baie duidelik. Voor die vloed het die mense tot 900 jaar en meer geleef, na die vloed onmiddellik 'n halvering, na 400 en iets. As jy aangaan met die tyd en jy kom daar by die tyd van Abraham, hy het 180 jaar geword. As jy aangaan en jy kom by Moses, hy het 120 jaar geword. En as jy dan aangaan, dan kom jy by Dawid, en dan is jy by die tyd wat 'n mens wat 'n goeie lewe het vandag leef. Die woord van die leermeester was, soos 'n mens dink, so is hy. Soos jy dink, so is jy. Die vleis van dooie diere was nie die oorspronklike kos van die mens nie. Dit is toegelaat dat hy dit na die vloed sou eet, omdat alle vegetasie vernietig was. Maar die vloek is op die mens en die aarde, en elke lewende ding het wonderlike verandering of dramatiese veranderinge teweeggebring. En sedert die vloed het die lewensverwagting van die mens dramaties gekrimp. Fisiese, geestelike, morele degenerasie sal toeneem tot aan die einde van dae. Wil ons bydra tot hierdie geestelike degenerasie? Nou, daar is mense wat sê, dit kan nie waar wees nie, dat die vleis jou lewensverwagting kan verminder en dis meer nie. Maar kom ons kyk na 'n paar joernale. Hier is die JAMA, Journal of American Medical Association, is 'n uitstekende joernaal. En hulle het 'n studie hier van, soos ons sien, 'n hele klomp geleerde manne, en hulle gevolgtrekking, rooi vleis inname verhoog die risiko
van bloedvatsiektes, kanker, mortaliteit. En mens behoort dit te vervang met 'n ander gesonde proteïenbron. Dan sal jou risiko vir sterfte verminder. So die wetenskap bevestig wat baie mense wil bevraagteken in die gees van profesie. Vleis is die hoofbron van proteïene en vet in die meeste dieete van mense. En daar is legio getuienis van die epidemiologie, met ander woorde die siektesproduserende toestand wat teweeg gebring word deur vleisinname. Veral rooi vleis word gekoppel aan diabetes, kardiovaskulêre siektes en ander bronne. En jou sterftes toename kan toegeskryf word aan hierdie feit. Studie wys dat rooi vleis kanker veroorsaak. Dis wat die wetenskaplike joernale skryf. Hierso is Natural News. Hou jy van jou vleis? Dink aan hierdie onaptydelike waarheid. As jy jou heerlike, sappige steekie eet, of jou hamburger, dan beïnvloed jy of dra jy by tot inflammasie en gewasse bevorderende produkte in jou lewe. Ja, so rooi vleis eet word gekoppel aan 'n klomp siektes, en daar is 'n studie wat gedoen is oor rooi vleis sowel as melk wat hierdie toestande bevorder. En die nuwe studie is die hoof van die studie was ene Dr. Farke, is natuurlik in Afrikaans nie so 'n gunstige naam nie, maar die arme man kan seker nie help nie. Hy sê dat inflammasie word geproduseer as gevolg van 'n molekuule wat in vleis voorkom, en inflammasie is die nommer 1 oorsaak vir sekondêre siektestoestande wat lei na die dood toe. So vleis bevorder 'n toename in mortaliteit. Dis wat die wetenskap sê. En dis gepubliseer in vooraanstaande mediese joernale. En dan noem hy die produk wat daarin is, dis 'n glikaan, dis soos 'n suikermolekuul, en daar is sy naam, glykolyl neuraaminsuur, en daar is sy formule, en hierdie produk in vleis is verantwoordelik vir hierdie toename in hierdie toestande. So, as jy belangstel om die inflammasie wat veroorsaak word deur hierdie kossoorte te verminder, dan moet jy 'n paar dinge doen in jou lewe. Dis 'n mediese joernaal wat so sê. Hou op om vleis en suiwelprodukte te eet. Nommer 1. Hou op met vleis en suiwelprodukte. Dis die wetenskap. Is dit ook 'n valse profeet? Ek vra maar net. Is dit miskien 'n wit olifant? Ek weet nie. Konsentrasie of konsentreer op mediterrane soort kos, waar daar baie vrugte en groente en heelgrane en olywe en neute is. Ek wonder of hierdie man 'n ander bron van inligting dalk het, waar hy hierdie wonderlike resultaat van sy studie kan kry. Moenie rook nie. Selfs tweedehandse rook is gevaarlik. Ken jou olies. Moenie transvette gebruik nie. Lees of daar gehidrogeneerde olies in is en sovoorts. Ons het ordentlike olie nodig. Ons het iets nodig soos lynsaad, canola, walneute, neuteolies. Dit is wat jou lewenslengte bevorder. En dit voel vir my, ek lees die gees van profesie in hierdie wetenskaplike joernale. Jy weet, die Bybel sê, glo aan julle profete. En dan sal dit wel gaan met julle. Moenie oorgewees wees nie. Moenie te min slaap nie.
En moenie so baie stres vat nie. Nou, hy is 'n mediese man, hy sê probeer yoga en meditasie en al hierdie goed. Daar's 'n baie beter manier om dit te doen as dit. Lees jou Bybel. Kry 'n bietjie geestelike voeding in jou lewe. Begin jou dag met die woord van God. En ten minste 20 minute 'n dag moet jy fisies aktief wees. Hier is nog 'n redelike onlangse koerantberig. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dat geprosesseerde vleis veroorsaak kanker, en dan noem hulle die hotdogs en die spek en die, jy weet, al die kosse, bly weg daarvan. En die dokters het gesê, bly weg daarvan. En die Amerikaanse kankervereniging het gesê, bly weg daarvan, bly weg daarvan. En is interessant, wat het die media gesê? Ag nee, wat, ons gaan nie ons lewenstyl verander nie. Ons lewe nou so lank so ons gemaan. Dankie. Jesaja 11 vers 6. Dan wei die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokkie en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar. En 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Die koei en die berin wei en hulle kleintjies lê bymekaar en die leeu's eet strooi soos 'n os. So die toekomstige dieet gaan wees soos die dieet in Eden. En ons leef nou in die tydperk tussenin en ons is op pad na Eden en ons wil eet wat die mens vandag eet, wat sy gesondheid beïnvloed, sy lewensverwagting verlaag en belangrikste van alles, sy kognitiewe funksie beïnvloed. Jesaja 11 vers 11, en in die dag sal die Here weer vir die tweede keer sy hand uitstrek om die oorblyfsel van sy volk los te koop, wat sal oorbly uit Assirië en Egipte en Patros en Kus en Elam en Siniar en Hamad en uit die kuslande van die see, en hy sal 'n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is uit die 4 hoeke van die aarde. So die Here het destyds vir die eerste keer hulle uit Egipte uitgehaal en hy het hulle Kanaan toe gevat en hy het hulle op 'n spesifieke dieet gesit en hulle was so dankbaar. Hulle het gesê, Here, ons is so bly hoe hierdie manna en dat ons nie ons bokkies en goed hoef te eet nie en nie die heerlike goed wat hy vir ons gegee het. Nee. Hulle het gemor en hulle het kapsie gemaak. Maar die Here het voet by stuk gehou. En dit was die tipe. En dan is daar 'n antitype. Wanneer die Heer vir die tweede keer sy hand gaan uitstrek en diegene van ons wat hy roep, hierdie Egiptenaar, wat meer vleis geëet het as enigiemand anders op hierdie planeet, gaan hy roep en hy gaan vir hom manna gee, hy gaan vir hom sê, grane, peulgewasse, vrugte, dis jou kos. En het hy gemor? Natuurlik het hy gemor. Want die antitype gaan nie anders wees as die type nie. Wat sê dan die type? En die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. Klink soos 'n klomp adventiste by mekaar. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit het en volop brood geëet het. Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om die hele vergadering van honger te laat sterwe. Toe sê die Here vir Moses, so daar was 'n profeet. En hy sê vir daai profeet, gaan sê vir hulle, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. So as hy dit in die type gedoen het, gaan hy dit nie in die antitype ook doen nie. Gaan hy nie 'n volk haal en vir hulle sê, profeet, sê vir hulle, sodat ek hulle kan proef of hulle in my wet sal wandel of nie. Geld dit dan nie ook vir vandag nie? Inteendeel, hoeveel te meer geld dit vir vandag?
Eksodus 16 vers 5, en op die 6de dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle daagliks insamel. Die Sabbat is verhef in die tipe. Gaan die Sabbat nie verhef word in die antitipe nie? Daarop sê Moses, dit sal gebeur as die Here julle in die aand vleis gee om te eet, en in die môre volop brood, omdat die Here julle murmurering hoor, wat julle teen hom murmureer, want wat is ons? Julle murmureringe is teen ons nie, maar teen die Here. Ek het die murmurering van die kinders van Israel gehoor, spreek met hulle en sê, ten die aand sal julle vleis eet, en in die môre met brood versadig word, en julle sal weet dat ek die Here julle God is. Hy gee vir hulle wat hulle wil hê. Hoekom? Omdat dit goed is vir hulle? Nee, omdat hulle so baie murmureer. En die kinders van Israel het manna 40 jaar lank geëet, totdat hulle in 'n bewoonde land gekom het. Die manna het hulle geëet, tot hulle by die grens van die land Kanaan gekom het. Is ons nie op pad na die antitipiese Kanaan nie? Is ons nie op hierdie selfde pad nie? Deuteronomium 8 vers 3 sê, en hy het jou verootmoedig, en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Hoekom? Sodat ek geestelike dinge kan waardeer. Dis hoekom. Met ander woorde, Bybels, as ek nie eet wat reg is nie, kan ek nie geestelike dinge waardeer nie. En aan die volk moet jy sê, heilig julle teen môre, dan sal julle vleis eet. Julle wil vleis hê? Heilig julle. Wat beteken dit? Ek gaan myself heilig, dat ek baie vleis kan eet? Of beteken heilig julle self, sodat julle weet, gats, hier is 'n probleem. Kom ons kyk. Want julle het voor die ore van die Here geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Want dit was vir ons goed in Egipte, daarom sal die Here vir julle vleis gee en julle sal eet. Julle sal nie 1 dag of 2 dae eet nie, of 5 dae, of 10 dae, of 20 nie, in 'n hele maand, totdat dit uit julle neus uitkom en julle daarvan walg, omdat julle die Here wat in julle midde is, verwerp, en voor sy aangesig gehuil het, en gesê het, waarom het ons tog uit Egipte uitgetrek? So is die Here hier vir die vleis of teen die vleis? Daar's geen twyfel nie. Hierdie gemurmurering oor die vleis is 'n klad op die Here se naam. En die volk het teen God en teen Moses gespreek. Teen wie? Teen God en teen Moses. Kom ons sê dit anders. Teen God en teen sy profeet. Antitipe, waar gaan hulle praat? Hoe gaan hulle praat? Teen God en teen sy profeet. In die eindtyd, wat waar is vir die tipe, moet waar wees vir die antitipe. Waarom het hy ons uit Egipte laat optrek, om in die wynwoestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie, en ons siel walg van die ellendige kos. Dit klink soos ek. Toe ek hierdie waarheid ontdek het, en sê, ek gaan hierdie gemors eet nie, my magtig, kyk hierdie goed, dis julle van julle sinne beroof om hierdie gemors te eet. Hier is my Egiptiese kos, lekker, 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 lekker. Toe het die volk opgestaan, daar die hele dag en die hele nag en die hele volgende dag in die kwartels versamel. Hy wat die minste gehad het, het 10 homer versamel en hulle het dit oral vir hulle uitgesprei rondom die laar. Die vleis was nog tussen hulle tande, voordat dit gekou was. So, dis nie as gevolg van die inname nie. Toe die toorn van die Here al reeds teen die volk ontvlam het, en die Here het onder die volke baie groot slagting teweeggebring, daarom het hulle die plek genoem Kibrot Hatava, grafte van verlange. Want daar het hulle die volk begrawe,
wat so begeerig was. Tipologies, mense, ek weet dit klink hard. Waar is hulle begrawe? In Kanaan of voor hulle Kanaan bereik het? Dis 'n ernstige vraag. Wil ek in Kanaan ingaan of wil ek hier begrawe word en dan 1000 jaar slaap? Vleis in die Bybel is 'n simbool van die ongereinigde natuur. Manna is die simbool van die geheiligde natuur. Kom ons lees. Die probleem, veral, sê dit in patriarge en profete, het gelê by die gemengde Egiptenare, die gemengde volke. Daar was die grootste probleem. En hulle was ongeduldig om in die heilige land in te kom. Die land wat met melk en honing vloei, so terloops. Hierdie melk en honing word altyd gebruik om te sê, ja, maar die Here wil dan melk in die hemel hê. Dit het te maak met die simbole van vrugbaarheid en soetheid. Nie met jou dieet bestaan uit melk en honing nie. So dit was gehoorsaamheid wat hier getoets is. En sommige het selfs gesê, kom ons gaan terug Egipte toe. Hulle was nie bereid om langer te waag vir Moses om van die berg af te kom nie. So ongeduld en die gemengde menigtes is maar 'n probleem. Hulle was so gulsig na vleis, dat hulle 10 homers, dis omtrent 220 liters vleis, versamel het. Dis 'n hele bad vol vir 'n maaltyd, is hulle mal. Psalm 78 vers 18 sê, en hulle het God versoek in hul hart deur voedsel te vra na hulle sin. En hulle het baie begeerig geword in die woestyn en God versoek in die wildernis. En toe het hulle gegee wat hulle gevra het, maar, luister na hierdie teks, in hulle siel 'n maarte gestuur. Jou siel word maar. Hy is bekrompe. Hy kan nie psigiese goed waardeer nie. Hy kan nie die woord waardeer nie. Dis 'n ernstige probleem. Gesondheidshervorming was veronderstel om 'n seën te wees. Ons lees daar in Psalm 105 vers 37, maar die Afrikaans sê dit nie so lekker nie, so ek lees dit maar in Afrikaans. Toe het hy hulle laat uitgaan met silwer en goud en onder sy stamme was daar niemand wat struikel nie, maar die Engels sê, there was not one feeble person amongst them. Met ander woorde, hulle het krag gehad, hulle het uithou vermoë gehad, hulle het durf gehad, hulle kon aanhou, hulle was nie maklik verpletter nie. Dis wat God nou nodig het. Hy het mense nodig wat aanhou, en nie sê, ek is moeg, ek kan dit nie meer doen. Wat gaan nou verder? Die lig wat God vir my gegee het, en wat sal aanhou oor die koskwessie, is vir sy volk vandag, wat die manna vir die kinders van Israel was. Met ander woorde, die toets, of ons gehoorsaam wil wees en loop in die weë van die Here, is dieselfde toets as wat hulle gehad het. Hulle was in 'n woestyn, 'n letterlike woestyn. Ons is in 'n geestelike woestyn. En God sê vir ons, hier is wat ek wil hê wat julle moet eet, en hy gee vir die volk die oorspronklike dieet van Eden. En hulle mor, hulle soek die vleispotte. Dit is ongelooflik. Die lidmate van die kerk is veronderstel om taktvol te wees in hierdie verband en hulle vermoëns te gebruik om dit oor te dra sodat mense dit sal verstaan. En ons gee lesing na lesing met die wetenskaplike aspekte ensovoorts en ons vergeet dikwels die geestelike aspekte. Mense gaan nie hulle bord so maklik verander as wat mense dink nie. 'n Gesondheidslesing, ja, wat ek moet tog sterf. Kan maar net sowel eet soos voorheen. Maar wat as dit 'n baie dieper saak is? Wat as dit nie net gaan oor die bord kos
en hierdie sterflike liggaam wat 'n paar jaar vroeër of later sterf. Wat maak dit nou saak? Wat as dit belangrik is vir my siege, vir my onderskeidingsvermoë en my geestelikheid? Wat as dit so belangrik is dat ek dalk, ek sê maar net, hierdie kant begrawe word voordat ek in Eden ingaan en vir ewig hier begrawe word. Dis belangrik. So die Here gaan vir sy volk wys hoe om kos eenvoudig en maklik en gesond voor te berei, sodat dit die plek kan neem van die vleiskosse wat mense eet, sodat hulle geen verskoning het om vleis te eet nie. Jy weet, 30 jaar gelede het ons begin met hierdie verandering. Daar was niks in hierdie land nie, niks. Daar was geen sojamelk op die rakke nie. Jy kon nêrens iets gaan koop wat vegetaries klaar reg was. Jy moes alles self maak. Dit was baie, baie moeilik. In die tussentyd het die wêreld so gevorder, dat jy selfs in hierdie land, in enige supermark, 'n alternatiewe melkproduk van die rak af kan haal, 'n alternatiewe vleisproduk uit die vrieskas kan haal, 'n alternatiewe kaas kan koop by een van die meer gesofistikeerde winkels in ons land. Daar's geen verskoning. Dis te duur. Is dan die volgende verskoning. Nee, ek kan dit nie bekostig nie. Ek eet liewers my hoender. Wat kos 'n hoender? 'n Hoender kos baie meer as neute. O nee, my vleisie is baie goedkoper as my neetjie. As 'n mens dit uitwerk, daai vleis, daai hoender, bestaan uit 50% bene, so verdubbel maar die prys. En dan is daar net 20% vleis en die res is alles water. So maal dit nog 'n keer met 5, dan is jou neut baie goedkoper as jou vleis. Daar's geen verskoning vandag om vleis te eet nie. Geen verskoning nie. Daniël. Die karakter van Daniël word aan die hele wêreld vertoon as 'n voorbeeld van wat God se genade kan doen aan die gefalle natuur van die mens. En hierdie rekord van sy eenvoudige, selfverlonende lewe is daar gegee as bemoediging vir ons. Selfs onder die geweldigste toestande waarin hy gelewe het, waar hy beproef is tot die uiterste, het hy vasberade bly staan. En die wat geleenthede wil gebruik wat God vir hulle skep, moet dit ook so doen. Daniël het in sy hart besluit dat hy homself nie sal besoedel met die porsies van die koning se tafel nie, of met sy wyn of met sy drank nie. Hy's 'n tipe, Daniël die oordeel, die volk van die oordeel, die laaste een. En God het vir hom gebruik as hierdie wonderlike voordeel. Daniël het vir die koning se handlanger gesê, beproef my in hierdie ding. Gee vir my pals. Wat is dit? Dis plantaardige kosse en water om te drink. En dan kyk julle na 10 dae of dit so is. Nou ek kan bevestig, ons het al mense aan ons tafel gehad wat so vernietig was deur die samelewing. En na 10 dae was hulle ander mense as hulle die gesonde kosse wat die Here gegee het vir ons gegee het. Maar nou sal daar mense wees wat sê, ja, maar Daniël het net so geëet wanneer hy gevas het. Hy het nie altyd so geëet nie. So ek hoef dit ook nie te doen nie. Maar kom ons luister na hierdie sitaat in die Youth Instructor. En Daniël, hulle het geëet soos wat die Here gesê het, in die oorspronklike dieet. En hulle was intelligent oor hierdie saak. En hulle het besluit dat vleis nie deel was van hulle dieet in die verlede nie. So dit sou ook nie deel wees van hulle dieet in die toekoms nie. En omdat wyn verbied was vir almal wat deel was van daai priestersvolk, verbied was vir almal wat in die diens van God was, het hulle besluit dat hulle dit nie
sou drink nie. Dit was nie hulle gewoonte nie, in die verlede nie, dit sou nie hulle gewoonte wees in die toekoms. So diegene wat wil sê, dat Daniël dit net gedoen het in vastye, is in stryd met die gees van profesie. So wat is makliker? Om te sê, jou gevoelens, of daardie ene se gevoelens, is reg, of om te sê, hierdie profeet is verkeerd. Want dis wat die meeste mense graag wil doen. So, hierdie getuienis is geplaas op die rekord van die geskiedenis as 'n waarskuwing vir almal in die jeug veral van hierdie dae, sodat ons nie hierdie dinge doen om God oneer te bring nie. Kom ons gaan kyk na Johannes die Doper. So daar is die voorbeeld in die Ou Testament, kom ons gaan na die voorbeeld in die Nuwe Testament. Matteus 11 vers 18, want Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie. En hulle sê hy het 'n duiwel. Hy het nie geëet of gedrink nie. Met ander woorde, hy het nie geëet wat die ander mense geëet het nie. Hy het anders geëet. Die Seun van die Mens het gekom, hy eet en drink en hulle sê daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars, maar die wysheid is geregverdig deur sy kinders. Hoe word hierdie verse nie verkrag nie? So, Johannes het gekom, hy was die verteenwoordiger van Christus, en hy het nie geëet soos die ander nie. Christus het gekom, binne die raamwerk van die wet, het hy die mense tegemoet gekom waar hulle was. So het hy vis geëet? Ja. Het hy lamsvleis geëet? Ja. Maak dit hom nou die voorbeeld, of het hy Johannes as die voorbeeld gestel wat dit betref, vir die eindtyd? Want hy staan nie in die antitype nie, maar Johannes is die antitypiese Elia, hy staan vir die antitype. So Christus kom en hy ontmoet die mens waar hy is, maar hy doen nie die oorvloed wat die ander gedoen het nie, want in hom was daar geen sonde nie. So wat volgens die gees van profesie was Johannes se dieet? En hoe het hy geleef? Hy het homself afgesonder van die luksehede van die lewe. Hy het eenvoudig klere gedra. Sy dieet, suiwer vegetaries. Wag 'n bietjie, hy het mos sprinkane geëet. Sprinkane en wille heuning. Nee, die locusta is locusta. En dit is die karobboom. So sy dieet was die karobboom. Dit wat hulle vir die varke gevoer het, dit was sy dieet. Toe ek jare gelede in Duitsland was, toe het ek maar gevra of so iets is soos mielies. En destyds het hulle dit nie geëet nie. Dit was varkkos. Die vark was beter af as die mens. Vandag is daar die wat gesondheidsbewus is, nou eet hulle maar die varkkos. Want dis wat hy geëet het. Hy het die plante geëet, wat hulle vir die varke gevoer het. Soos een man vir my gesê het in Duitsland, ek eet groente eers, as hulle deur die vark gegaan het. Aan die ander woorde, hy eet die varkvleis. So, sy dieet was vegetaries. Type, antitypiese Elia. Moet hy nie ook vegetaries wees? En hierdie groot onderwerp van gesondheidshervorming moet aangeblaas word. Dit kan nie net daar bly staan nie. Die mens moet leer om gehoorsaam te wees aan God. In grane, vrugte, groente, neute is daar al die koselemente wat ons nodig het. Nee, wag 'n bietjie. Was vitamine B12? Ek moet dit van die vleis kry. Dit is nie waar wat daar staan nie. Kom ons lees dit weer. In grane, vrugte, groente, neute is al die koselemente wat ons nodig het. As jy vol vegetaries lewe, dan is die fermentasie en die pH heeltemal anders as wanneer jy anders lewe. So met ander woorde, jy is nie so suur nie. En dan vind die lewe die bakterieë wat B12 produseer baie hoër op in die spysverteringskanaal en hierdie probleem is eintlik nie meer 'n probleem nie.
Natuurlik, daar's ander faktore wat bykom, so stres wat suur veroorsaak ensovoorts. So daar's geen probleem om 'n aanvulling te neem nie. Maar as jy ons gesond lewe, dan behoort jy geen probleem te hê nie. En dan nog interessant, as ons na die Here sal kom in eenvoudigheid van ons denke, sal hy vir ons leer hoe om gesonde kosse sonder al hierdie diereprodukte te produseer. Binnekort sal botter nooit meer aanbeveel word nie. En dit het jare gelede al gebeur, toe die mediese wêreld gesê het, botter veroorsaak hartvaskiekte. Toe skakel oor margarine toe, margarine wat geëkstraheerde vet is en oksideer veroorsaak kanker. So, jy het 'n probleem met alles wat geëkstraheer is. Eet volwaardige kosse. Die tyd sal kom wanneer daar geen veiligheid sal wees in die gebruik van eiers, melk, room of botter nie. Die tyd sal kom wanneer daar geen veiligheid is in die gebruik van eiers, melk, room en botter. Fascinerend. Maar daai tyd is natuurlik nog nie nou hier nie. Daai tyd kom eers 7000 jaar na die wederkoms. Ons is seker daarvan. So sê ons volk. Die lig wat die Here vir my gegee het, is dat dit nie meer baie lank sal wees nie, wanneer ons alle diereprodukte tersyde moet lê. Alle diereprodukte. Nou dit word vandag die vegan vegetarian diet genoem. Met ander woorde, absoluut geen diereprodukte nie, en baie mense dink dit is fanaties. Die tyd sal kom wanneer daar geen diereprodukte meer ingeneem word. Selfs melk sal verwyder word uit die dieet. Want siekte neem dramaties toe in hierdie wêreld. Want die vloek van die Here is op die aarde, want die mens het dit vervloek. Of het dit gevloek, het die vloek veroorsaak. So, ons het nie vleis, kos nodig nie. God sal ons iets anders gee om te eet. Daar is geen veiligheid in die eet van vleis van die diere wat dood is nie. En in 'n kort tyd sal melk van koeie uitgesluit word uit die dieet van die Here se gebooie onderhoudende volk. In 'n kort tyd, en dis in 1901 geskryf, dit is meer as 100 jaar gelede. In 'n kort tyd gaan dit nie veilig wees om enige iets te gebruik wat van die diere skepping kom nie. So wat gaan die finale dieet wees van al God se gehoorsame mense? Volle vegetariese dieet, die vegan vegetariese dieet. Nou daar word sitate gebruik waar dit sê as melk gebruik word, moet dit gesteriliseer word. Dit is minder gevaarlik, etc. In die vorm, botter is minder gevaarlik as dit op koud geëet word, maar as dit daarmee gekook word, is dit gevaarlik. Wat 'n wonderlike insig. Hoe kon hierdie profeet geweet het, dat as jy die botter warm maak, dan oksideer dit, en jy kry geoksideerde cholesterol, en jy kry hierdie vrye radikale wat kanker veroorsaak as dit verhit word. As jy dit gebruik het koud, en melk gebruik het tog gesteriliseer, sê dit, eet dit? Of sê dit, as jy dit gebruik, dan doen dit, maar wat sou God eerder wou hê? Dat jy het gat nie gebruik nie. Kaas moet nooit in die menslike maag geplaas word nie. Nooit. Dis nie kos nie. Dit was die kaas van destyds, sal hulle sê. Die kaas van vandag is heeltemal anders. Kaas is kaas. Kaas is nie geskik vir menslike gebruik nie. En ek gaan nie nou die wetenskap daarvan bespreek nie, want ek het dit al 1000 keer in ander lesings bespreek, en mens kan daarna gaan kyk. Ons kan nie te eenvoudig leef nie, skryf sy, want ons studeer konstant, en jou pa en ek het melk en room en botter en suiker en vleis uitgesny uit ons lewe. In 'n kort tyd. Ja, maar sy het dit geëet. Ja, sy het. Maar sy het dit uitgesluit. So, wat se dieet is dan dit dan nou?
is dit nie 'n volle vegetariese dieet nie, wat destyds al deur Ellen White geïmplementeer is nie. Ons kan nie nou wees soos in die verlede in terme van die kwessie van vleis eet nie. Want daar is 'n vloek op die menslike familie en daar is 'n vloek op die kuddes van die veld as gevolg van die mense oortreding. Siektes onder diere gaan toeneem, meer as 100 jaar gelede. Nou is dit so? Is dit so? Kom ons kyk na die wetenskap, Euroactive. Diere siektes aan die toeneem wêreldwyd as gevolg van klimaatsverandering. Hallo? Diere siektes is aan die toeneem as gevolg van die vloek op die ongehoorsaamheid van die mensdom. So waarsku die industrie. En dan is daar die storie van global warming. Wat 'n klomp bog. Dan praat hulle van Schmallenberg virus. En hy het gekom van Afrika. En hy's nou in Europa van 2011. En waar word dit gekry? In melkprodukte. En dit veroorsaak onderontwikkeling en valse ontwikkelings in kindertjies en so voort. En dan is daar nog ander siektes wat voorkom in die kuddes. En daar's nou 3444 kuddes wat besmet is. En dan is daar bloutong en ander siektes wat toeneem. Dramaties. Hier is nog een. Menslike sterftes as gevolg van dieresiektes aan die toeneem. So die dieresiektes word oorgeplaas van die dier na die mens. Dit word bepaal dat 50 miljoen mense siektes van diere gekry het. Van honde, van beeste, van hoenders, natuurlik muskiete ook. Hoeveel mense sterf as gevolg daarvan? En hulle noem dit zoonotiese siektes. En hulle word oorgedra van die diere na die mens toe. En hier is die studie in die Nederland wat gevind word, waar daar gevind is dat hierdie zoonotiese siektes aan die toeneem is. So hier kom die wetenskap en bevestig wat die eindtyd profeet gesê het. Zoonotiese siektes spring oor die spesies barrière. Sommige gevalle, Lyme's disease, rabies, Ebola, bubonic, HIV, daar's oor die 200 zoonotiese siektes wat vandag bekend is, en in die verlede was dit nooit so nie. Hulle het nie gespring oor die spesies barrière nie. Crossing the species barrier, oor die spesies barrière, die invloed van voëlgriep word 'n pandemie. Die H5N1 virus, die H5N1 virus wat spring van die een na die ander. Die bewyse is legio. Hoekom dink julle het Europa, toe back and close hier uitgebreek het, al hulle diere doodgemaak? Maar ons in die Afrika lande en in Amerika, ons was te slim, ons het hulle in kwarantyne geplaas. Baie slimmer. Nou is hulle allemaal draers, en as jy die vleis eet, dan kry jy die virusse, en die virusse verander, sodat hulle oor die spesies barrière klim, en mense begin siek raak, en begin 'n menslike vorm van die siekte kry, wat nie noodwendig so gediagnoseer word nie. Behalwe toe hulle dit daar agter gekom het, en besluit het, in Engeland word elke dier doodgemaak en verbrand. Maar die res van die wêreld is te slim, hulle sal dit liewes wil eet, nadat die dier ingeënt is. En so die sterftes op die plase neem toe, en die voëlgriepvrese neem toe, en die voëlgriepvrese vanaf 2004 is legio in Suid-Afrika. Ek was op pad van die Kaap na Gauteng. Destyds het dit nog waarskynlik 'n ander naam gehad. En ek was op pad soontoe, en ek is deur verskeie polisieblokkades, en hulle het my gestop. En hulle wil kyk, hulle wil my kar deursoek. Nou vra ek vir hulle, wat soek julle? Nee, hulle wil net kyk wat is in my kar. Nou jy weet, die gewone mens dink, hulle soek miskien bomme en sulke goed, maar jy weet,
Ek ken mos nou die storie en ek weet wat daar aangaan. En ek sê vir hulle, wat soek julle? Julle soek vleis, nee? Ja meneer, ek soek vleis. Ek sê, wat se vleis soek julle? Julle soek of volstruisvleis of varkvleis, wat een van die twee soek julle? Nee, julle soek varkvleis, meneer. Ek sê, wat is die probleem? Ek mag ek die varkvleis vervoer van een provinsie na 'n ander? Nee, ons moet dit konfiskeer. Hoekom wil hulle die varkvleis konfiskeer as jy 'n varkribbetjie in jou kar het? Wat is die probleem? Is daar 'n enkefalitis virus daarin wat jou gaan beïnvloed en jou brein doodmaak en niemand mag weet nie? So in 1918, toe die epidemie van die griep biljoene mense geraak het en die mense gesterf het en hulle miljoene, 20 miljoen tot 50 miljoen het gesterf daarvan, toe was dit voëlgriep. En vandag is dit in die hele wêreld, of jy nou in Asië is of nie, eiers. Moet dit nie eet nie, het is gecontamineer, want hulle gebruik verskillende goed. Chinese eiers bevat melamine, want hulle sit dit in die voer om die proteïnkamsdag te verhoog. Of wat van hierdie, in die West Nile virus, Japanese enkefalitis virus, en voëls en dis meer, almal word siek. Japanese enkefalitis is skaars in die Verenigde State, maar dit het 68.000 siektes veroorsaak in Asië. Neem siektes toe in die dierewêreld, ja of nee? As dit ja is, dan is dit nie 'n valse profeet wat so gesê het nie. Los Angeles Times, 2014, Cairo, 16 mense is dood van die H1N1 virus. En daar maak hulle die varke bymekaar. En Maleisië het alle varke in die hele land vernietig. Om wat 'n rede? Dodelike eiers. Moenie die eiers eet nie, hulle is gecontamineer, hulle is siek. Of wat van die toename in die gifstowwe en hoekom sterf die robbe in hulle honderde duisende? Want soos jy opklim in die voedselketting van onder na bo, is daar 'n geweldige toename in die konsentrasie van gifstowwe. Jy kry nie meer 'n vis wat nie gecontamineer is nie. Jy kry hom nie in die suiwerste water in die wêreld nie. Moenie die diereprodukte eet nie. Contaminated fish. Do not eat the fish. Moenie die vis eet nie. Creutzfeldt-Jakob syndroom. Dit gaan lank vat voor jy dit kry. Nee, jy kry dit dadelik. Vleis was nooit die beste kos nie en die gebruik daarvan is nou 2 keer meer onaanvaarbaar, omdat die siektes in die diere toeneem. Diegene wat vleis eet, weet nie wat hulle eet nie. As hulle hierdie diere kon sien en die kwaliteit van die vleis, dan sou hulle gewalg wees. Ek het altyd my studente, want ek het so 'n streek in my, na die slagpale toegeneem, om vir hulle te wys, die hele diereproduksielyn vanaf die plaas tot op die tafel. En vir 'n week daarna was al die studente vegetaries. Almal. Natuurlik, dit hou nie lank nie. Tuberkulose, kanker, ander siektes is in hierdie vleis. Die mense het gesê, ag, wat weet hierdie profeet daarvan? Dit kan mos nie wees nie. En vandag, hele kuddes het tuberkulose. En die snaakse ding is, daar word voor geselekteer, want as hulle die virus het wat tuberkulose veroorsaak, produseer hulle meer melk. En die siektes is oordraagbaar, hulle spring oor die spesiesbarrière. So hierdie sitate van, jy moet dit steriliseer, geld nie meer nie. Die citaat nou wat geld is, raak ontslae daarvan. En kaas moet nooit in die menslike maag verskyn nie. En botter moet nie geëet word nie. Daar is geen veiligheid in enige van hierdie dinge nie. Wat is die siektes wat ons kry as gevolg van melk of wat daarmee geassosieer word? Kroniese moegheid, hoofpyne, spanningshoofpyne, spierpyne, hiperaktiwiteit, kinders wat hulle beddens nat maak, allergieë,
verstopping, asma, asemhalingsprobleme, arteriosklerose as gevolg van die oksideerde cholesterol, diabetes 1, die gevaarlike een wat nie genees kan word nie, dan velprobleme, reumatoid artritis, prostaatkanker, en dan natuurlik die neuralgiese siektes, die senuweer, deteriorasie siektes, wat so legio is in die wêreld, meer en meer en meer, die sklerotiese siektes, word geassosieer met melk. Die lig wat vir my gegee is, dat dit nie meer lank sal wees nie, wanneer geen diereprodukte gebruik word nie. Dit sal van ons tafels verwyder word. Hierdie sitate word bewys deur die wetenskap. En die melk gaan nie meer gebruik word, en geen diereprodukte gaan gebruik word deur God se gebooie onderhoudende volk nie. En hulle, en wat, en haar man, het hierdie produkte uit hulle dieet verwyder. Nou die groot probleem gaan nie net oor gesondheid en hoe lank jy leef nie. Soos ek gesê het, hulle het 'n maarte in hulle siel gekry, omdat hulle na die vleis gehinker het. So dit gaan oor onderskeidingsvermoë. En dan praat sy van die predikante. En ek weet, dit is 'n baie teer puntjie. Maar in die lig van die tyd waarin ons leef, dink ek is belangrik dat ons na hierdie punte kyk. Want die predikant is tog immers die voorbeeld in die gemeente. Kom ons kyk na die sitate. En nie nou afskakel nie. Luister, wat sê die profeet vir die eindtyd? Ons predikante moet nie 'n bose voorbeeld stel deur vleis te eet nie. Dan moet gesondheidshervorming kom. Hulle moet nie hulle geestestoestand verdierlik nie. En hulle natuur verdierlik nie. En kinders wat nie geleer word om hierdie neigings te onderdruk nie, gaan probleme ondervind. Hulle gaan gelei word deur Satan om hulle liggame te korrupteer. En hulle sal kommunikasies oordra wat nie in lyn is met die Here nie. So dit wat ek dink en dit wat ek praat, word beïnvloed deur wat ek eet. Ons predikante en ons kolporteurs moet streng gesondheidshervormers wees. Moenie skaam wees om te sê, nee, dank nie, ek eet nie vleis nie, dankie, ek eet nie vleis nie. Ek het 'n probleem met die eet van die vleis van dooie diere. As tee aangebied word, weier dit en gee jou rede, verduidelik dat dit sleg is, dat dit opkikkerend is vir 'n tyd, maar daarna as dit afgewerk is, dan lei dit na depressie. Interessant. Ons moet 'n duidelike boodskap oor perverse aptyt in die wêreld instuur. Want daar is belangrike waarhede wat vir die mensdom gegee het. En as jy van jou maag 'n probleem maak, dan gaan jy 'n probleem hier bo in jou kop hê. Vrugte, grane, dit is die kosse wat ons moet eet. Kan ons hoegenaamd vertroue hê in predikante wat op tafels waar daar vleis bedien word, deelneem? Dis 'n bietjie kwaai. Nou, ek self het baie te doen met baie predikante, waarvan die meeste vleis eet. Ek veroordeel hulle nie as mens nie. Ek doen net 'n oproep aan hulle, wat se voorbeeld stel julle, en wat is die rede? Dit gaan nie net oor die aptyt nie, dit gaan nie net oor die liggaam nie, dit gaan oor 'n baie groter saak, en dis die saak wat ons vandag wil ondersoek.
Want daar is mense wat boeke skryf op hierdie oomblik en in die wêreld instuur, wat sê op grond van hierdie en hierdie gesondheidssitaat in die gees van profesie, moet sy 'n valse profeet wees. Kom ons kyk. Die belange van die Here se saak moet nie in die hande geplaas word aan manne wat nie geskik is daarvoor nie. As hulle nie getrou is aan God, dan kan hulle ook nie voorbeeldig wees met hulle raad nie. Hulle kan nie die wysheid hê wat van bo kom nie. Hulle kan nie vertrou word om 'n oordeel te vel in terme van God se saak, waaraan 'n lewe hang. So jou oordeel word geraak. En dit ons gaan in moeilike plekke wees. En die Here se saak gaan agterweë bly. Geen mens, so dit gaan nie net oor predikante, geen mens moet tersyde geplaas word as 'n leermeester van die volk, terwyl hy 'n voorbeeld het wat teen die getuienis van God is in terme van sake dieet. Geen mens behoort op 'n kansel te staan as hy nie 'n gesondheidshervormer is nie. Die verontagsaming van gesondheidshervorming maak hom ongeskik om te staan as die Here se verteenwoordiger of boodskapper. Wat dan? Ons kuier by ons broeders en op die tafel is daar vleis en daar word tee en koffie gedrink. Hulle maak nie die vordering in goddelike dinge wat hulle goeie leermeesters sal maak nie. As daai goed op jou tafel is, dan is jy nie 'n veilige leermeester nie. Dis wat die gees van profesie sê. Nou asseblief, ons is almal deel van hierdie proses. Ons is almal in die leerproses. Maar dit is wat die Here vir Israel wou leer, en dis wat die Here vir die eindtyd volk wil leer. Want dit gaan oor die onderskeidingsvermoë. Kom ons kyk verder. Nou word dit 'n bietjie erger. Botter, kaas, vleis en ryk gebak, koek en swak kookkuns veroorsaak siekte wat die bloed onrein sal maak. En dit sal siekte en lyding bring en dit sal die onderskeidingsvermoë pervers maak. So wat jy eet, beïnvloed jou brein. Dan praat sy weer van die gesonde kosse, goeie brood, eenvoudig voorberei, vrugte, grane. Dit is die saak wat oorgedra moet word, en dit moet skerper en skerper word, soos ons nader aan die eindtyd kom. God self is ons leermeester. En almal van ons is gebind om te luister na hierdie gesonde lering, filosofie, sodat ons 'n goeie verhouding met God kan hê, en die gesondheidshervorm is deel daarvan, dis die basis daarvan. Hy wil hê dat hierdie saak bevorder moet word, dit moet roer, dit moet die volk in beroering bring. Hulle kan kwaad word, maar dit moet hulle roer. En die publiek moet daarmee gekonfronteer word. Want, nou luister mooi, dit is onmoontlik vir manne en vrouens, terwyl hulle onder die invloed is van sondige, gesondheidsvernietigende, brein verrenoverende gewoonheid om heilige waarheid te waardeer. Dis nie moontlik om heilige waarheid te waardeer nie, as jou brein die jou maag besoedel is. So waaroor gaan gesondheidshervorming? Dit gaan oor onderskeidingsvermoë. Dit gaan nie soseer of ek 2 of 3 jare lange lewe nie, en ek moet tog sterf. Die vraag is, wat is jou geestestoestand wanneer jy die dag sterf? Hierdie sitaat het daartoe gelei
dat mense boeke skryf teen die gees van profesie. Onlangse boeke. Hierdie sitaat. Jy plaas op jou tafel botter, eiers, vleis. En jou kinders neem deel daarvan. Jy het vir hulle daardie spesifieke dinge gegee wat hulle dierlike dryf, passies aandryf, aanspoor. En dan kom jy na die godsvergadering en jy vra vir God om jou kinders te seën en te red. Hoe hoog dink jy gaan jou gebede? Jy het werk om te doen. So daar is nou 'n boek geskryf wat sê, valse profeet, hoe kan jy so 'n stelling maak? Veroordeel die hele wêreld. Ons moet onthou, God oordeel ons volgens die kennis wat ons het. En as hy vir ons lig gegee het en ons verwerp het, dan kan ons nie baie meer lig verwag nie. Totdat ons die lig wat ons gekry het implementeer. Dis waaroor dit gaan. Die volk van God het lig gekry in terme van eiers en vleis en al daardie dinge op ons tafels. En dan sê ons, Here, seën ons en ons gee vir hulle daai kos. Of hierdie profeet is 'n ware profeet, of hierdie profeet is 'n valse profeet. So kom ons kyk na 'n paar ander wat die mensdom nog meer kwaad maak. Op hierdie stadium in die menslike op die aardse geskiedenis is vleis eet oneer bring aan God. So as jy vleis eet, bring jy oneer aan God. Dis 'n ernstige sitaat. Dis 'n baie ernstige sitaat. Goed, kom ons begin met die eenvoudige, waar ons volkie sê, dit doen ek nie. En dan beweeg ons na dit wat hulle wel doen. Kom ons kyk. Wat het sy gesê oor tabak en oor alkohol? Sy het gesê, tabak is 'n subtiele gif. En die gebruik daarvan beïnvloed jou senuweestelsel in 'n baie kragtige manier. Erger as wat alkohol dit doen. En dit bind die arme slaaf in sterke bande van slawery as drank. En dit is baie moeiliker om die probleem te oorkom. Die liggaam en die verstand is so beneveld met die gebruik van tabak meer as met alkoholiese drank. Want dit is 'n meer subtiele gif. Was hy reg? Wel, die wetenskap sê sy was reg. Sy sê, toekomstige generasies sal die vrugte moet pluk. Hier praat sy van mense wat getroud is met walglike gewoontes. En sy moedig die jong vrouens aan en sê, kyk tog na die man wat jy kies. En sy staan met sy sigaret in sy mond, en as hy staan met die wynglas, wil jy werklik met daai persoon trou, of wil jy werk aan 'n verandering? Following the dictates of reason instead of impulse, moet ons nie kyk na ons rede in plek van ons ander dinge. Wat van ons moraliteit? Dit is 'n belangrike vraag. Vrouens en kinders het gelei onder om nie die atmosfeer in te asem wat besoedel is met die pyp en die sigaar en hulle gebruik hierdie tabak en dan word hulle sieklik en dan vra sy hierdie vraag, hoe sal die hemel lyk as dit vol tabakgebruikers is? En dan het sy sulke oulike sterk taal, die lippe wat die wonderlike naam van Christus in sy mond noem, is besoedel met tabakspoeg. Dis harde woorde, maar hoe het sy gevoel oor hierdie dinge? Tabak het sy veroordeel. Hier is 'n profeet van die Here, in 'n tyd toe die mediese wêreld gesê het, tabak is die wonderlike ontdekking vir die tyd, vir die genesing van alle longkwale. En hier kom 'n profeet in dieselfde tyd en sê, dis 'n gif. Nou ek wil vir julle
so goed soos wat dit menslik moontlik is, wys dat daar 'n geestelike oorlog is vir ons siege. En daar's 'n vyand. Aan die een kant is daar God, wat sê ek wil hê julle moet so loop, en aan die ander kant is daar 'n vyand, wat wil hê, dat jy nie so moet loop nie. Nou hierdie kerk, waaraan ek behoort, die Sewende Dag Adventiste kerk, preek wat die ou protestante gepreek het, en wat sommige protestante daar buite nog steeds preek, maar in fluisterstemmetjies. Naamlik dat die pausdom die mag is wat die verteenwoordiger van die draak op hierdie planeet is. So kom ons vat 'n paar stellings van die gees van profesie rakende al hierdie kossoorte, en dan vat ons die stellings van die verteenwoordiger van die draak, en dan kyk ons of hulle dieselfde is of hulle die teenoorgestelde is. Want as ons so bereid is om te sê, daai vyand wil ons brein besoedel om ons te beroof van die ewige lewe in terme van sy teologie, sal hy dit nie dalk ook wil doen in terme van die kos wat jou brein gaan beïnvloed, sodat jy nie kan besluit tussen reg en verkeerd nie. So sy het gesê, geen tabak nie, is 'n gif. Hier is 'n Katholieke, The Catholic World Report, In the Habit, A History of Catholicism and Tobacco. En dan Ex Fumo Dare Lucem, na die Spaanse ontdekkingsreise, as gevolg van Columbus, het die manne begin rook en snuif. Soos wat hierdie nuwe wêreld se inboorlinge gedoen het. En wat het hulle gedoen? Hulle het hierdie dinge deur die kerklikes na die weste toe gebring, en daar het hulle deelgeneem. En dit was soos 'n sakrament, soos 'n kerklike sakrament. So het hulle dit na die westerse wêreld gebring. En die paus, die paus het daaraan deelgeneem. Benedict, hy het gesnuif. Hy het gesê dat tabak mag nie by die altaar wees nie, en die tabernakel, en in 1725 het hy die straf van excommunicasie vir rokers opgehef. So hy het gesê, nee, rook is alright, snuif is okay, julle kan dit maar doen in die kerk. So hier is 'n profeet wat sê, julle mag dit nie doen nie, en hier is die verteenwoordiger van die draak, en hy sê, nee, is reg, jy kan dit maar doen, jy kan dit maar doen. Okay, toe het hulle gesê, maar mag ons dan rook tydens die liturgie en tydens die mis, want die mense het uitgegaan om te snuif en 'n rookie te vat, 'n dampie tydens die kerkdiens. En hy het gesê, ja, is alright, is okay. Benedict die 14de het ook gesnuif, en hy het een keer sy snuifboksie vir iemand aangebied, en die persoon het gesê, die heiligheid, ek neem nie deel aan hierdie slegte gewoonte nie, en die paus het geantwoord, dit is nie 'n slegte gewoonte nie, soos jy dit wil hê nie. Pius die 9de was ook 'n snuifman, en hy het ook deelgeneem, en sy klere, sy wit klere was altyd geel van hierdie snuif, wat oral op hom was nie. En die kerk, luister nou mooi, die kerk van Rome het toe 'n monopolie op die tabakbedryf in die pauslike state ingestel. 1863, tydens sy pontifikaat, is die tabakprosesseringsoperasie in werking gestel, en selfs in Rome. So wie het die tabakbedryf bevorder in die westelike wêreld? Waar dit gaan oor besluitnemingskapasiteit, onderskeidingsvermoë. Ons het 'n profeet in die eindtyd, en hier in die eindtyd, in dieselfde tyd, van 1700 na 1863, vestig Rome die tabakbedryf. As julle wil kyk
en navorsing doen oor wie die groot maatskappye besit, wie al daai ridders van Malta is, wat daai bedryf in die wêreld plaas, dan is daar geen twyfel dat ons 'n vyand in hierdie wêreld het nie. Jesuïte snuif. In die 16de en 17de eeu het die Jesuïte die groot tabakbedryf begin in Sentraal en Suid-Amerika. Dit is hulle wat die totale tabakbedryf gedryf het en dit beheer. En van daar af het die Dominikane en die Fransiskane en die Augustiniane deelgeneem aan hierdie groot proses. En die Jesuïte was baie lief vir die snuif. En die protestante het later gedink, maar hierdie snuifboksies wat die Jesuïte so versprei, het gif in om die protestante dood te maak, en toe het hulle dit genoem, Jesuit snuff, moet dit nie koop nie. So die protestante het eers gesê, nee, maar dit was die middel wat Rome gebruik het om die mensdom verslaaf te maak. Jesuit snuff, hulle dit genoem. En hulle het toe ingevoer in China, in daai dynastie, in die Manchu dynastie, in 1715, en die Chinese het in hulle miljoene snuif en rokers geword. Dis die voorbeeld wat hulle gestel het. Ons het 'n voorbeeld aan die een kant, moet dit nie vat nie, dit is 'n gif, dit beïnvloed jou onderskeidingsvermoë, en hier is die paus, en al die manne, en hulle voorbeeld is die teenoorgestelde. Wat van die drankbedryf? En White het gesê, alkohol is sleg vir jou. Moenie alkohol gebruik nie. Dit benevel jou verstand. Daniel het dit nie gedoen nie, die eindvolk moet dit nie doen nie. Wie het die drankbedryf begin? Wie het die stookbedryf begin? Was dit nie die monnike nie? Is dit nie die katholieke kerk wat die drankbedryf in die wêreld geplaas het en tot die grootste mate vandag beheer nie? Wie het die eerste bierbrouwerye begin in Europa? Was dit nie die monnike nie? So die Adventiste sê, nee maar goed, ek neem het mos nie, ek het het mos opgehou. Wat van tee en koffie en kakaoprodukte en sjokolade en al hierdie dinge? Tee en koffie drink is sonde. Nie eers vleis het sy as sonde genoem nie. Maar tee en koffie is sonde. Valse profeet! Hoekom sal tee en koffie 'n sonde wees? En dan wil ek die vraag vra, as kakaoprodukte dieselfde inhoud het, sal dit dan nie ook sonde wees nie? Kom ons kyk 'n bietjie. Dit is 'n gebruik wat jou skade gaan aandoen. Dit is boos. En dit, wat? Kyk mooi. Dit beskadig jou siege, jou siel, jou onderskeidingsvermoë. Dis 'n sonde. Goed, kom ons lees verder. Hoekom? Diegene wat 'n perverse aptyt kweek, kan nie die waarde van geestelike dinge bepaal nie. Met ander woorde, dit gaan oor onderskeidingsvermoë. En in hierdie tyd waarin ons leef, het ons onderskeidingsvermoë nodig, soos wat ons dit nog nooit van tevore gehad nie. Nou, ek is in die voordelige posisie dat ek op baie plekke was in hierdie wêreld, waar ek op baie versamelings gesit het, waar groot besluite geneem is. En ek kan met eerlikheid sê, sonder om nou voorbarig te wees, of dink ek is wonderlik, of enigiets dergeliks nie. Maar dikwels die besluite, en die goed wat uit die mense se mond gekom het, was direk evenredig met dit wat op hulle borde was. So, koffie en tee is sonde. Nou as die duiwel 'n verteenwoordiger op hierdie planeet het, die draak se verteenwoordiger, wat sal hy sê oor die saak? Nog 'n sitaat uit die gees van profesie.
Die stimulante is die lieflingsgebruike by die mense. En dit maak dit minder oop vir die werking van die Heilige Gees. So die honger van die siel word nie gevul deur geregtigheid nie en heiligheid en al hierdie mooi dinge nie, maar deur 'n ander mag. Jy mag nie hierdie stimulante begeer nie. Wat sê die paus? Kom ons kyk na die sitate. Kom uit hulle eie webblaai, catholicgentleman.net. Blessed beans, geheiligde boontjies. Hoe die paus koffie gedoop het. Ek is lief vir koffie, baie lief vir koffie. Ek hou van hierdie drankie, etc., etc., etc. Het julle geweet dat koffie sy populariteit in die Weste het as gevolg van Paus Clement die 8ste? Hy het sy goedkeuring gegee vir koffie. Nou, wat interessant is hoe koffie in die westerse wêreld ingebring is. Wie het dit daar ingebring? Toe koffie vir die eerste keer na Christen Europa gebring is, toe het hulle gedink, nee, wag 'n bietjie, hierdie ding is 'n moslimdrank, dit is baie suspicieus. En hulle het dit Satan se drankie genoem. Is dit nie fascinerend, nie? En Paus Clement het toe gesê, hy sal besluit, en hulle het toe vir hom 'n stoomende koppie koffie gebring, en hy het dit gedrink, en hy het gesê, dis te wonderlik, hierdie koppie Java, en sy woorde, die paus se woorde, die duiwelse drankie is heerlik. Kom ons sit die duiwel ooraan, en ons doop dit. So hy vat iets, wat sleg is, wat die duiwelse drankie is, en hy bring dit in die kerk in. Koffie is vanaf Ethiopië na die Arabiese wêreld gebring, luister nou mooi, in die middel van die 14de eeu, en na die Weste toe, in 1650. Frankryk, 1660, Londen, 1630, Duitsland, 1675, en die VSA was die eerste koffiehuis 1696. Is dit nie interessant nie? Toe die reformatie begin om mense te verander, dat hulle die geestelike dinge begin verstaan, toe kom die duiwel met 'n teenvoeter wat jou brein gaan benevel, sodat hierdie geestelike dinge nie so duidelik is nie. En hy voer die koffiebedryf in die Christelike wêreld in. En dan hoor ons in hierdie sitaat, kom van Wikipedia, dat baie van die sosiale aspekte van koffie in die moderne samelewing en die markte en die koffiehuise in Australië en Swede en al hierdie plekke in die noordiese lande en Island en Denemarke ensovoorts, het gekom uit Turkye, uit die ooste, en dit het 'n kultuur geword. Goed, dit het 'n kultuur geword. Kom ons kyk na tee. Hier is die geskiedenis van swart tee. Daar's mos 'n verskil tussen groen tee en swart tee. Ek sou sê al twee bevat natuurlik die gifstowwe, maar die swart tee het baie meer daarvan en is baie meer gekonsentreerd, en vir dit moet julle maar die vorige lesing kyk oor hierdie onderwerp. En hierdie tee was baie belangrik in China, in die Ming-dinastie. En kyk weer die jaar, 1590. Met ander woorde, toe die reformatie begin. Toe kom die eerste swart tee. En daardie tyd ontwikkel hy hierdie gekonsentreerde swart tee. Nou hoe het dit na die Weste toe gekom? Hier is die geskiedenis van swart tee. Die Engelse is natuurlik wêreldwyd bekend vir hulle passie oor tee. In 1662 het prinses Catharina van Portugal met koning Karel getroud, en sy het enkele
kratte Chinese swart tee saamgebring uit Portugal. Het is interessant dat groen tee is deur baie handelaars versprei, onder andere deur die handelaars van die Nederlandse Compagnie. So die Nederlanders het groen tee tot 'n mate versprei, maar swart tee kom uit Portugal. Goed, so sy het enkele kratte swart tee gebring as deel van haar bruidspakket. Nou, hoe het dit daar gekom? So sy is die eerste Britse koningin wat tee in die land ingebring het. Nou, wie het vir die eerste keer tee na Europa toegebring? En dit kom van die webblaai, jy kan net maar kyk. Ek maak dit nie op nie. Hierdie handelaars het tee gebring van China en Japan, en 'n Portugese Jesuïet met die naam van Jasper de Cruz was die eerste persoon wat hierdie swart tee bevorder het. En dit was in 1560. Nou, julle moet onthou dat die Jesuïte is gestig om die reformatie te vernietig. So Portugal was die eerste land wat die praktyk van tee drink na Europa toegebring het. Weereens via die Jesuïte. So die verteenwoordiger van die draak bring die tee. Die profeet vir die eindtyd vir God se volk sê, moet dit nie drink nie, hier word 'n bedryf gestig. Nou wat van Jesuïte teater? Julle weet dat die hele Hollywood word bedryf deur die Jesuïte. Koffiekultuur sien 'n mens in die strokiesprente, jy sien dit op televisie, jy sien dit in die groot TV-aanbieding soos NCIS, hulle drink ewig koffie, programme soos Adam and Pearls Before Swine, en die Daily Mirror skrywer Philip Nolan skryf dat hierdie koffiekultuur in Ierland is ingebring deur programme soos Friends en Frasier, waar hulle sê ons het hierdie dinge gesien. En die cowboys, hulle het gerook. En hierdie kultuur, elke filmster moet rook en dan so diep intrek en koffie drink en tee drink en drank drink en so bevorder hulle dit om die brein van die westerling wat bemoeid is met die kwessie van verlossing in Christus al dan nie te besoedel. En die Here se profeet sê, bly weg. Nou wat van hierdie geliefkoeste lekkerny? In die 18de eeu begin die eerste sjokoladehuis. Toe word dit gebring na Engeland. 1650, onthou, toe die reformatie teen voeterwerk begin is dit ingebring as 'n drankie, kakao drink. En jy het kakaohuise gehad, maar die algemene man kon nie eintlik deelneem daaraan nie, totdat die adel dit gebruik het, en as die adellikes dit gebruik, dan wil elke mens dit ook gebruik. Daai ene gebruik het, ek wil dit ook gebruik. Voorbeeld, dit is baie belangrik. So die cocoa bean is ingebring in die hof van koning Charles II, en die eerste London koffie of sjokoladehuis was in 1657. Maar dit was nie hierdie heerlike smelt lekker sjokolade van vandag nie. Wie was agter die bedryf? 1544, die Dominikaners bring hierdie drankie na die Quince, die Spaanse koningshuis. En hierdie sjokoladedrankie word die drankie van Europa. En die boontjie, die kakao boontjie word so belangrik, dat dit selfs as geld gebruik is. Dit was 'n geldmuntstuk. Jy kon dinge daarmee koop. Byvoorbeeld 3 boontjies kon vir jou 'n eier koop. Is dit nie? 'n kalkoeneier kon jy koop met 3 boontjies. Of 'n nuwe avokado of 'n vis kon jy koop met 3 koffieboontjies. So was dit aan die begin. En 1569, die Romeinse Katholieke Kerk kyk na sjokolade. Die eerste probleem het gekom in 1591, toe die mense
kakao gedrink het tydens die vastyd in Lent. En dit was 'n probleem, en die paus het gesê, nee, julle kan nie dit ding nie, julle breek die vas, dis verkeerd. En die Jesuïte, wat die sjokoladebedryf beheer het natuurlik die posisie gehad, dat dit die ambrosial en economically profitable drink was. Ambrosial, aanbiddingswaardig vir die koninge van die ander wêreld. Dit is 'n wonderlike drankie, almal moet dit hê. En dat dit nie 'n probleem was in die vas nie. En uiteindelik, wat was die besluit? Gregory die 13de verklaar dat as jy kakao drink, dan breek jy nie die vas nie. Jesuïte wen weer. En die kakao bedryf begin. Wie begin het? Die Jesuïte. Wie beheer dit? Van die groeiproses in Suid-Amerika, waar die hele land onder beheer is van hierdie Rooms-Katholieke magnate, onder die beheer van die Jesuïte, dit kom uit die Jesuïte hand om die westerse siege te besoedel. Nou, hoe gaan ons dit so aangenaam maak dat niemand dit kan weerstaan nie? Paus Pius V het nie gehou van sjokolade nie. En derhalwe het hy gesê, jy mag dit nie drink op Vrydag nie. Dis 'n vasdag. Maar 1828, die eerste kakao druk, sodat jy hom kan smerig maak. En dit het gehelp om kakao botter te maak, sodat jy hierdie smeltgevoel kan kry. Let op die datums, 1828. Hier kom 'n voorbereiding. Die duiwel weet baie goed wat hy doen. 1830, die drank word 'n algemene lekkerny in die wêreld. 1847, die eerste fondant sjokolade, so hierdie smelt in die mond. 1849, Cadbury maak die eerste moderne sjokolade. Kyk na die datums. Wie moet besoedel word en in watse tyd? 1844, 'n geweldige nuwe waarheid gaan in die wêreld in. Die duiwel wil die brein benevel. Hy gebruik alles tot sy middel, maar sy grootste middele is die koffie, die kakao en nou die sjokolade. En dit moet 'n wêreldbedryf word. Hulle beheer dit, hulle het dit begin. 1841, die eerste keer dat Amerika dit gebruik, koningin Victoria se man hou 'n uitstalling van bonbons, lekkernye, sjokolade rome en sjokolade lekkernye en karamelle. 1875 melksjokolade word gestig. 1879 dit word 'n smelt in die mond sensasie en van 1900 neem die Switsers oor en ontwikkel die beste sjokolades in die wêreld. Ek wens, sê die gees van profesie, dat almal gesondheidshervormers sou wees. Ek is teen soet gebak. Hierdie mengsels is ongesond. Niemand kan goeie verteringsmagte hê en 'n klaar brein, 'n helder brein, wat grootendeels eet aan hierdie soet koekies en roomkoeke en al hierdie fyn gebak. En dan so 'n groot verskeidenheid by 'n maaltyd eet. Wanneer ons dit doen, dan maak ons 'n stelsel swakker en ons het geen weerstand om te weerstaan nie. Geen weerstand teen siekte nie en moenie die goed gebruik nie. Die brein word geaffekteer en jou maag wanneer jy al die vlaas en gebak en die smeer gebruik. So daar's nie net sjokolade en koffie en die dinge nie, hier's baie meer, want die melk-suiker kombinasie, onthou nou, stimuleer daai dele van die brein wat jou afhanklik maak, en as jy dan daai ander gifstowwe daarin kry, nou dan wen hy.
Ek sit dikwels aan die tafels waar broeders en susters hierdie groot hoeveelhede melk en suikerprodukte gebruik. Dit is sleg vir jou brein, dit affekteer jou brein, dit affekteer jou brein direk, moet dit nie doen nie. En hier sien ons dat die wetenskap dieselfde ding sê. Nou, wat van produkte soos Coca-Cola? Wat groot hoeveelhede nie net van kafeïn bevat nie, maar ook ekstrakte van die kokaïenplant. Met ander woorde, al die ander stoffe, al is die kokaïne onttrek, die ander produkte is nog teenwoordig. En hoeveel suiker bevat dit? Coca-Cola bevat 10,6 gram per 100 milliliter. Met ander woorde 35 gram per 330 milliliter. Dis die ekwivalent van 5,5 teelepels. Baie meer. Vandag, as jy nie dit gebruik nie, sit hulle aspartame in. En dis nog erger, soos ons in die vorige lesing oor hierdie saak gesien het, toe ons na die wetenskaplike aspekte gekyk het. Vandag gebruik hulle corn syrup. Met ander woorde, hulle ekstraheer hierdie suiker wat nog erger is, en dit is 'n oorsaak van siektes. Nou kom ons kyk weer na die datums. Die proses is ontwerp of ontwikkel om hierdie suiker te ekstraheer wat baie erger is selfs as suiker of glikose in 1812. Dis asof die duiwel weet wanneer die mens beïnvloed moet word. En dis eers in 1929 dat hulle die kokaïne geëkstraheer het. So dit was 'n interessante verwikkeling. Nou luister na hierdie sitaat. Freud se magiese medikasie, coca. So, wat het hy gedoen? Coca is wat gebruik is om die Indiane krag te gee om te werk in die myne. So hierdie kokaïne plant, wat gebruik is om kokaïne te maak, en wat gebruik is om Coca-Cola aan die begin op die mark te plaas, is gevoer aan die Indiane. En hier is 'n lang sitaat oor 1596, toe koning Philip verklaar het dat coca is van die duiwel. Maar Spanje het goud nodig gehad om sy armada te voed. En Spanje het geld vir die Jesuïte gegee om oorlog te voer teen protestante. En skielik is coca nou nie meer die probleemkind nie, maar voer dit vir die Indiane, dat hulle kon hardloop. Hulle kon draf teen daai berge op, hulle kon daai silwer en daai goudmyn wat in die armadas oorgestuur is om teen die protestante te veg. En hulle het gesien met wat se krag hierdie manne gewerk het. Maar hulle is almal binne 'n paar maande dood. Hulle het hulle almal vermoor in die proses. En weet toe die groot plantasies begin van hierdie produk om die mynbedryf van die gang te hou en later die hele narkotiese industrie in die weste ingebring, weer eens die Jesuïte. So die Indiane het hulle gebruik as voorbeeld in hulle reduksies, hulle was basies hulle slawe. En julle kan maar kyk, 'n male Indian, 'n manlike ene kon 150 pond, 5 kilometers in 45 minute teen 'n berg uitstap, as hy hierdie produk gebruik het. Ongelukkig, 90% van hulle het binne 5 maande gesterf. So, hierdie organisasie is uit om die mensdom te vernietig. In 1650 het die Inca bevolking geval van 4 miljoen geval van 10 miljoen, soos hulle uitgebuit het. Nou, hier is nog 'n organisasie wat interessant is, die geskiedenis van Monsanto, die wêreld se booste organisasie. Waar is hy gestig? 1901. Gestig deur Francis Queenie, 'n lid van die Ridders van Malta. En hy was getroud met Olga Mendes Monsanto, en so het die firma na haar vernoem. Hy lyk so 'n vriendelike kerel, hierdie Ridder van Malta. En die eerste produkte wat hulle geproduseer het, was sagarin.
wat hulle verkoop het aan Coca-Cola. So het hulle 'n produk geproduseer om Coca-Cola soet te maak, maar hierdie produk was hoogs karsinogenies en die regering het dit verban. Uiteindelik het hulle hofsaake daaroor gehad en Monsanto het die hofsaak gewen, so hierdie gifstof wat karsinogenies is in die produk geplaas. In 1920 het Monsanto nie net die farmaseutiese bedryf gedoen nie, maar ook ander dinge. Hulle het aspirien ontwikkel en so voorts. En dan het hulle PCB's ontwikkel, die grootste besoedelingsproduk in die wêreld. En hulle het biljoene gemaak. In 1930, vir die eerste keer, skep hulle hybride sade, waar hulle nou God speel en bepaal wie kos kan kry en wie nie kos kan kry nie. En so kan hulle die hele kosbedryf beheer. In 1940 doen hulle Iran-navorsing vir die Manhattan-projek, sodat die eerste atoombom geskep kan word. En dit is 'n redelike interessante ontwikkeling. 1950, hulle is geassosieerd met die Walt Disney Company, en hulle promoveer in Disneyland die huis van die toekoms, en hulle bou dit met hierdie kunsmatige produkte vol van hierdie kunststowwe en gifstowwe. Nou wat fascinerend is, dat al hierdie maatskappye is natuurlik geaffilieerd met mekaar, want hulle behoort aan dieselfde organisasie. En daardie organisasie is Rome, wat deur sy ridders van Malta en deur sy Jesuïte hierdie hele bedryf hanteer. Guns, drugs and sex. The Jesuit worldwide network that generates $1 trillion a year. So, die wapenbedryf, die narkotiese bedryf en die seksbedryf. Wie beheer dit? Die Jesuïte. Onder die dekmantel van verteenwoordigers van Jesus Christus. En hierdie kom uit die boek Romanic Depression, how the deadlight of the Black Pope and Jesuit militia distort the history of the United States of America. En dit is onlangs geopenbaar. So wat sê dit? Hierdie kom uit sy boek. Die 3 grootste onwettige geld produserende industrieë in die wêreld is wapens, narkotiese bedryf en seksbedryf. Daai 3. En al 3 staan onder die dekmantel van die Jesuïte. En hulle het hulle eie bestuur, hulle het hulle eie advertensieveldtogte en alles gebeur ondergronds. En sekere dinge word toegelaat hier vir die publiek, maar ondergronds gaan hierdie bedryf voort. So alles wat onwettig is, word deur hierdie manne bedryf op 'n geweldige skaal. God wil hê dat sy volk konstant groei. Ons moet leer dat wanneer ons op tyd in die pad staan, dan gaan dit ons geestelike vordering en ons heiligmaking en die geestelike dinge beïnvloed. Dis nou net 'n feit. Met al ons voorstaan vir gesondheidshervorming, eet baie van ons nog verkeerd. Die aptyd is die grootste oorsaak vir fisiese en geestelike, ons fisiese en geestelike toestand. En hier lê die fondasie van ons swakheid. Nie net fisies nie, maar geestelik. Elkeen van ons wat neig om te soek of wil soek na geestelike reinheid, moet die aptyd onder beheer bring. So ons sien dat ons 'n profeet in die eindtyd het, wat waarsku teen koffie, teen tee, teen sjokolade, kakao, teen al daardie produkte, en ons het 'n vyand wat dit met al sy mag bevorder.
En nou lê die keuse by ons. Is dit net 'n kwessie van, ag, dis tog nie so erg nie? Of is dit 'n baie dieper saak as wat ons ooit kan glo? Of julle dan eet of drink, of enige iets doen alles tot verheerliking van God. Ek glo ons is in die eindtyd. Ek glo onderskeidingsvermoë gaan uiters belangrik word. En ek doen 'n beroep op ons mense om die gesondheidshervorming ernstig op te neem en om dit te implementeer in hulle lewens, sodat ons nie teen mekaar beklei oor hierdie dinge nie, omdat ons verstaan waaroor dit gaan. As ons dit implementeer en ons verstand word helderder in terme van geestelike dinge, dan sal ons die vrugte daarvan kan sien. Mag die Here julle seën en mag hy julle help om sy wil in hierdie saak te doen. Dankie.